Ons almal maak New Year's resolutions. Wie van julle het ordentlike New Year's resolutions gemaak hierdie jaar? Ja, soos, jy sê vir jouself, hierdie jaar gaan ek. Jy noem dit dalk nie 'n New Year's resolution nie, maar jy sê, hierdie jaar gaan ek, doetjie. Of die jaar wil ek graag, of die jaar gaan ek net gesond eet, of jy weet, al hierdie goeders, en dan 2 weke later het jy klaar chocolate koek gepolish. Jy weet mos hoe werk het, of die oefenklere hang in die kas en judge jou elke keer wanneer jy dit nie aantrek nie. En as ek is seker, soos oor 2 of 3 maande, dan gaan die gym jou bel en sê, baie dankie vir jou bydrae, sonder dat jy ons equipment uitweer. Ons waardeer dit, jy is ons beste customer. Maar hoekom ons op daai punt? Hoekom ons op daai punt waar ons nie regtig deurdruk nie? En hoekom ons op die punt waar ons dan actually begin om deur te druk met dit wat ons gesê het? Want as ons aanhou, soos wat ons altyd aanhou, gaan ons altyd dieselfde resultate kry. Dis mos net Einstein wat gesê het, die definisie van stupidity is om dieselfde ding oor en oor te doen en 'n ander resultaat te verwag. So hoe kan ons dan iets anders doen? En ek is seker, ons hoef nie vanoggend hande op te steek en te bely hoeveel keer ons al aan die begin van 'n jaar gekom het en vir die Here en vir onsself beloof het dat hierdie jaar gaan anders wees. Here, hierdie jaar gaan ek die en hierdie jaar gaan ek dat en dan op 'n manier wanneer dinge begin besig raak, dan fade en drift al daai mooi goeders wat ons gesê het, maar net bietjie weg. So ek wil met jou iets deel wat op my hart is en ek glo dan net dalk kan ons dan anders wees in 2026. Dalk kan 2026 net so bietjie anders lyk as al die vorige jare waar ons leebeloftes vir onsself en vir die Here gemaak het. En die waarheid is dat niemand van ons weet hoe hierdie jaar gaan loop nie. Niemand van ons weet wat voor lê alles nie. So dus soek ons almal bietjie raad. Ons almal soek bietjie rigting en guidance. En ons almal het 'n paar antwoorde nodig. Ek weet ek het in my lewe 'n paar antwoorde nodig en ons het nodig om dan by die Here uit te kom en uit te figure wat ons moet doen. Maar meer as net wat ons moet doen, partykeer het ons nodig om dieper te druk en uit te figure hoe moet ons dit doen. En die vraag wat ek dink op meeste van ons gedagtes en hart is vir 2026 is, gaan ek suksesvol wees? Gaan dinge uitwerk? Gaan dinge oukei wees? Gaan ek suksesvol wees in hierdie jaar? Gaan ek terugkyk aan die einde van 2026 en sê, yes, well done, of gaan ek net sê, 2027 gaan 'n beter jaar wees? Daar's 'n koning in die Ou Testament en sy storie praat die laaste week met my en ek wil dit graag met jou deel. En jy kan dit self gaan lees in 2 Konings 18 en dan 2 Kronieke 29 tot 31 en dis die storie van koning Hiskia. Nou voordat Hiskia koning geword het, het dit woes gegaan in die land. Dit was regtig rof. Hy het in Juda koning geword. Juda is die ander gedeelte van Israel, het mos gesplit en so dis hierdie gedeelte. Maar daar was gemors in die land. Oralster waar jy kon sien was daar net gemors. En ek praat nou nie noodwendig net papiere wat rondgelê het nie, maar die land was in turmoil, soos die Engelse sou sê. Die vorige konings het net droog gemaak. Hulle het nie gehou by wat reg is nie. Hulle het ander gode toegelaat in hulle koninkryk en selfs van daai konings het van daai ander gode aanbid en offers gebring aan dit. Dit was 'n totale afdwaling van wat reg is. So terwyl Hiskia groot geword het, was daar hierdie afgode, daar was altare vir ander gode, daar was 'n klomp dinge wat net gevier was, wat nie eer gebring het aan God nie, en offers wat nie offers vir God was, dit was vir ander goed, en hy word groot met hierdie sonde in die land, wat sy pa, koning Agas, eintlik nagejaag het. En Agas was bekend vir idol worship, hy was bekend as 'n slegte ou wat as prins die verkeerde goed gaan doen het. En hoor wat sê 2 Konings 16 vers 2 tot 3 in die Nuwe Lewe vertaling sê die volgende. Hy sê Agas was 20 jaar oud toe hy koning geword het en het 16 jaar in Jerusalem regeer. En dan sê hy het nie gedoen wat vir die Here reg was soos sy voorvader Dawid nie. In plaas daarvan het hy die voorbeeld van die konings van Israel gevolg en selfs sy seun as offer verbrand. Hy het die afskuwelike praktyke van die heidene nasies wat die Here voor die Israeliete uit die land verdryf het, nagevolg.
Hierdie koning het alles gedoen wat hy moontlik kon om teen die Here te gaan. En Hizkia word groot met dit. Dis sy voorbeeld. Dis wat hy sien. Dis hoe hy het groot geword. Ek meen, selfs sy eie broer, as ons hierdie teks reg verstaan, sy eie broer is geoffer deur sy pa aan 'n ander god. Dis bad tye, ouens. Dis nie 'n mooi prentjie nie. En dan kan ons maar die vraag vra, hoe het hulle so ver afgedwaal? Hoe het die volk op so 'n punt gekom dat dit so bad gaan in die land, dat daar soveel gemorse is? Ek meen, dis dieselfde volk wat God beleef het, wat God geroep het, wat deur die Rooi See is, wat uit Egipte gehaal is, wat manne aan die woestyn gekry het, wat verlos is deur 'n klomp goeders, gewen is, wat soveel oorloë gewen het. Ek meen, as jy na Josua se stories gaan kyk, al hierdie goeders wat hulle deurgemaak het en al die mooi stories van God wat deurkom vir hulle en om hulle self te roep. Ek meen, selfs Dawid en Goliat, hoe die Here net amazing goed gedoen het vir hulle. Die tempel is gebou, al hierdie dinge. So hoe het hulle op die punt gekom waar hulle die punt so erg mis? En ek dink die antwoord is, hulle het dit stelselmatig gedoen. Stelselmatig het hulle begin compromise. Stelselmatig het hulle toegelaat wat God nie toegelaat het nie. En in hierdie vers wat ons nou net gelees het, daai heidene nasies wat hulle uit die land uit moes verdryf, daar was nog steeds van hulle wat oorgebly het. Hulle het gecompromise en hulle het begin tolerate wat hulle nie moes tolerate nie. En bietjie vir bietjie het die afskuwelike praktyke van die heidene nasies, die afgode, al hierdie goeders, het dit begin aanvaarbaar raak en dit het begin normaal word. En dan word koning, Hizkia word dan koning. En soos wat hy koning word, hierdie Agas se seun, wat hierdie voorbeeld het op die ouderdom van 25, en hy's gewoond aan al hierdie dinge, dan lees ons dat hy anders was. Hy was anders. En daar staan in 2 Konings 18, vers 3 tot 7, net die eerste gedeelte so lank vir jou lees, daar staan in vers 3, hy sê, hy het gedoen wat reg was vir die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. Nou Hizkia kom op die toneel, Agas se seun, maar hy word nie vergelyk met Agas nie, hy word vergelyk met Dawid, die man na God se hart. Dis hoe hy vergelyk word. Hy word nie bekend as papa se seun wat nou net volg in papa se voetspore nie. Hy's anders. Hy doen dinge anders. En dan lees ons in die 2 Kronieke 29 tot 31 weergawe van die storie wat baie interessant is en hy gee so 'n bietjie meer detail oor 'n klomp van die goed wat hy gedoen het. Maar die eerste ding wat hy gedoen het in die eerste maand, in die eerste week wat hy gedoen het, is hy het weer die tempeldeure wat sy pa Agas toegemaak het, hy weer gaan oopmaak. Hy het weer herstel gebring na die praktyke wat die Israeliete moes gevolg het. Dit wat reg is, het hy weer gaan regstel. Hy het weer die eerste prioriteit gaan maak. Hy het weer God op die troon gesit van die landsnasies. En dan iets wat interessant is wat hier gebeur, is hy maak 'n public confession dat dinge soos wat dit nou is, nie okay is nie. En hy maak 'n verklaring dat dinge soos wat dit nou is, nie so gaan bly nie. Die volk moet verander. En ek wil dit vir jou lees in 2 Kronieke 29 vers 6 in die boodskapvertaling. Daar staan, ons ouers was ongehoorsaam aan die Here. Hulle het slegte dinge gedoen wat vir hom onaanvaarbaar was. Hulle het opgehou om die Here in sy tempel te dien. En dan lys hy nog 'n klomp goeders wat hulle gedoen het wat verkeerd is en hoe hulle afgedwaal het. En dan vers 10 sê die volgende, maar nou wil ek 'n verbond met die Here, die God van Israel, sluit, sodat die vuilheid van sy woede van ons af weggekeer kan word. Nou in daai tyd was dit baie meer, as dit goed gaan met die land, is dit oor dat hulle doen wat reg is, en as dit verkeerd gaan met die land, is dit oor dat hulle doen wat verkeerd is. Maar asseblief gaan lees die storie, veral in 2 Kronieke. Maar in hierdie omstandighede waar hulle sit, sou dit so maklik gewees het om net aan te gaan met die normale. Dit sou net so maklik gewees het om net soos wat my pa gedoen het, maar net ook te doen, en net dit wat normaal is, en dit wat aanvaarbaar is, en dit wat getolerate is, net aan te hou tolerate. Maar hier kom hy, en hy staan vir wat reg is.
En hy's uncompromisingly righteous, soos wat die Engelse sê. En hy sit God eerste. En Hiskia staan op vir wat reg is en hoor wat doen hy toe vorentoe. En ons is terug by 2 Konings 18 vers 4 sê hy het die heidense hoogtes verwyder, die heilige klippilare stikkend geslaan en die Asherapale afgekap. Alles wat eer gebring het aan ander gode en afgode en dinge wat verkeerd is, alles wat nie eer gebring het aan God nie, het hy gaan afbreek en gaan verwoes. Hy het gaan suiwer maak dit wat onsuiwer was. Alles afgebreek en Hiskia het ten spyte van wat almal anders gedink het, wat almal anders gedoen het en normaal gevind het, het hy besluit, ons gaan die Here volg en ons gaan doen wat die Here sê. Ons gaan gehoorsaam wees aan God en God alleen. Maak hier 'n mental note, want ons gaan nou terugkom na hierdie gedeelte van die storie toe. Maar my vraag is dan, so hoe het Hiskia die boldness gehad om te doen wat reg is? Wat was sy geheim? Wat het hy, jy weet, dit kan nie net 'n normale ou gewees het nie, iets moes in sy hart geleef het, hy moes iets gedoen het om die Here te volg, om so 'n groot verandering te bring. Almal voor hom, sy eie pa, aanbid hierdie afgode. Maar hier kom hy op die punt en hy sê, maar ek is nie meer bereid om te tolerate wat my ouers getolerate het nie. Ek is nie meer bereid om dit as reg te sien wat my ouers reg gesien het. Daar's 'n groter waarheid, daar's iets meer. En hier is sy secret, hier is sy geheim en ek glo dat dit gaan iets in jou laat vasgryp vir 2026. Vers 5 sê hy, Hiskia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Daar was nie 'n koning in Juda soos hy nie voor of na hom nie. Hy het die Here vertrou. Vers 6 sê, hy het in alles getrou gebly aan die Here, sonder dat hy afgedwaal het. Hy het al die gebooie wat die Here vir Moses gegee het, gehoorsaam. En dan wat het gekom van al hierdie vertroue? Lees ons in vers 7, dit sê, die Here was met Hiskia, en hy was suksesvol in alles wat hy gedoen het. Kan dit so eenvoudig wees? Kan dit so eenvoudig wees, so staan op vir wat reg is? Doen wat reg is, vertrou die Here en bly getrou aan die Here, bly gehoorsaam wanneer ander mense sê ons moet afdwaal, bly ons net getrou. Kan dit so eenvoudig wees? En is my gebed in 2026 is dat ons sal doen wat reg is, dat ons die Here sal vertrou en dat ons aanhou getrou sal wees aan hom. Maar miskien moet ons definisie van sukses verander of laat gaan. Sukses is nie net geld en 'n groot huis en hoe mooi die bankrekening lyk nie. Dalk is dit meer soos wat Jesus gesê het, ek doen die wil van my Vader. Dalk is sukses meer om soos Jesus te word. En daai proses. Dalk lyk sukses vir my en jou in God se boek meer soos vertroue en gehoorsaamheid. Maar terug by staan vir wat reg is. En ek wil gou dit baie duidelik maak, dis nie 'n judgment ding vandag nie. Daar's 'n verskil tussen judgment en conviction. Die Heilige Gees bring 'n conviction in ons hart. Hy maak ons bewus van dinge wat moet verander. Dan die judgment gedeelte, die oordeel gedeelte, dis nie van die Here af. Die Here het gedeel met die oordeel. Jesus het die oordeel op hom gevat namens ons. So dis wanneer ons dan oordeel beleef, is dit nie van die Here af nie. So moenie dit net aanvaar nie. Maar wanneer die Heilige Gees partykeer kom in ons lewens en hy kom oortuig ons van iets wat nie reg is nie, is dit oor dat daar 'n groter prentjie is, oor dat daar iets moet verander, because we need to be transformed into the image of Christ. Soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 in Nuwe Lewende Vertaling sê, ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. Maar as jy nooit weet wat nie soos die Here lyk nie, hoe gaan jy weet om meer soos die Here te lyk? So hier is die moeilike vraag wat ek dan vir jou wil vra. Wat in jou lewe lyk nie soos Jesus nie? Wat lyk nie soos Jesus nie? Wat hoort eerder in die asblik? Wat is die gemors in ons lewens wat ons eintlik moet sê, ek moet ophou daaraan vashou, want dit is nie besig om God eer te gee nie. Ek moet ophou aandag daaraan gee. Wat het ingesluip en ons weet,
dit moet eintlik weg. Ons moet eintlik dit weggooi. Want sonder dat ons weet, sluip dinge in. En ons fokus word gesteel van ons eerste prioriteit af. Wat ons weet die Here is. En ons kom met partykeer agter wanneer ons bietjie mooi gaan dink en ons raak rustig en ons kyk, waar spandeer ek my tyd, waar spandeer ek my energie, waar spandeer ek my geld en waar is my gedagtes. So hier is 'n paar vrae wat ek vir jou wil vra en dis dalk nie noodwendig lekker vra nie. Maar dis wat ek beleef het, die Here wil ons challenge mee. En net weer eens, dis nie judgment nie. As jy na hierdie vrae wat ek vra sleg voel, dis nie om jou te laat sleg voel nie, dis om te sê, joh, die Here het soveel beter vir my. Daar's goed wat dalk nie hoort nie en die Here roep my tot meer, tot beter. Dis nie judgment nie, dis conviction. Die Heilige Gees wat ons bewus maak. Dis 'n stoktyk sodat ons onsself kan belyn om meer soos Jesus Christus te word. En die eerste vraag wat ek beleef het, die Here vra en hy vra my hierdie goed ook, is wat het jy begin tolerate? Dis gewoonlik klein goedjies wat innocent begin. Niemand staan op en sê, vandag wil ek 'n alkoholist word nie. Dit begin klein. Dit begin by een glasie aand. Dit is nie altyd groot nie. Dis partykeer net om snoes te druk. Dis partykeer om nie vroeg op te staan nie. En ja, ek weet daar's uitsonderings, maar wees op die uitkyk dat uitsonderings nie 'n gewoonte en 'n patroon begin vorm in ons lewens nie, want dan is ons net weer besig om te tolerate en te drift en stelselmatig bietjie vir bietjie weer af te dwaal soos wat die volk afgedwaal het. Wat se leuns het jy begin glo? Miskien is dit goed soos dat ek is nie special nie of dat ek is nie goed genoeg nie. Miskien het jy begin glo jy's 'n failure en niks gaan ooit vir jou reg uitwerk nie. Miskien het jy begin glo dat die Here nie met jou praat nie en jy sit kondisies daaraan en sê maar miskien is dit oor dat ek skree op my kinders of miskien is dit oor dat ek hierdie droog maak of oor dat ek die of wat ook al jou kondisie is. En dis 'n leuen. Miskien het jy begin glo dat die Here nie van jou hou nie of dat hy 'n fout gemaak het met jou. God maak nie foute nie. Watse dinge het vir jou te belangrik geword? Wanneer enigiets te belangrik word, word dit idols in ons lewens. Dit word afgode. En dit is so maklik dat ons op die punt kom waar geld of status of wat se iPhone jy het of hoe skoon jou Hilux is mos nie 'n bakkie, dis 'n Hilux. Jy weet, ek is nou suksesvol. Miskien gaan dit vir jou meer oor wie van jou hou by die werk of wat ander mense van jou dink. Wat het vir jou te belangrik geword? Wat is miskien al op daai punt waar jy weet, dis outright gemors, dis regtig waar, dit moet weg. En jy weet, dis nie lekker nie. Maar jy weet, die Here praat al lankal met jou om dit weg te gooi en jy hou nog vas en jy sê maar Here, U is lief vir my ten spyte van, ja, hy is. Maar daar's soveel meer. Miskien is dit daai goed wat jy sê, ek kan nie laat gaan van hierdie nie, want as ek laat gaan van hierdie, dan weet ek nie of al hoop is vir my nie. Of ek hou al so lank aan hierdie vas dat ek weet nie of die Here regtig meer vir my lief is nie. Wat is daai goed wat jy net moet wegsmyt? Want as die Here jou roep om iets te doen en jy doen dit nie, is dit ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid is nie net om goed te doen wat jy nie moet doen nie, dis ook om nie te doen wat jy moet doen nie. My laaste groot vraag is, waar is ons vertroue dalk nie op die Here nie? Waar is ons vertroue dalk op ander dinge? En ons sal maklik opstaan en sê, nee, ek vertrou net die Here. Okay? As jy 'n banking app notification kry, wat is daai eerste gedagte wat opkom? Is dit, Here, of die Here het hierdie? Ek gaan okay wees, die Here voorsien. Hoe maak jy jou besluite? Maak jy jou besluite oor dat dit finansiëel sin maak, of oor dat jy 'n vrede het en die Here daaroor gepraat het? Vertrou ons nog die Here met ons kinders? Bid ons nog vir ons kinders?
Vertrou ons nog dat die Here regtig gaan deurkom vir ons, dat die Here regtig by ons is, dat hy daar is vir ons, dat hy nog steeds genees. Vertrou ons nog die Here dat hy die voorsiener is, dat hy ons beskerm. En ek weet dis baie vrae en baie diep ding so vroeg in die jaar. Maar daar is nie 'n beter tyd as nou om te sê, Here, ek wil opstaan en ek wil die eerste in my lewe sit nie. En as ons die Here eerste in ons lewens sit en ons maak hom eerste prioriteit, dan kom die Heilige Gees en hy sê, dankie daarvoor, dis reg, ek love it. En hy convict ons van 'n paar goed wat bietjie kompetisie is. Wat hy sê, gooi dit weg. Gooi dit weg, maak klaar met dit. En my gebed is dat ons vanoggend so aan die begin van die jaar weer kan opstaan vir wat reg is. Dat ons koning Hizkia as 'n voorbeeld sal volg en die eerste ding wat ons doen is ons sit God op die plek waar God hoort, eerste in ons lewens. Dis waar hy hoort. God wil nie kompeteer. Amen. God wil nie kompeteer met jou finansies nie. Hy's eerste. Hy's die bron. Hy's ons voorsiener. Dit wat belangrik geword het, moenie dit te belangrik maak nie. Maar kan ons kies, ons as God eerste sit, dan oor te gaan en sê, maar ek gaan nie compromise nie. Ek gaan nie tolerate, wat miskien nog altyd getolerate is nie. Ek gaan opstaan vir wat reg is, oor dat dit die regte ding is om te doen, en oor dat God by my is, oor dat ek my vertroue in hom sit. Ek sit my vertroue 100% in God, en ek sit hom eerste, en as God dan van my verwag om hierdie goed weg te gooi, okay Here, dis reg Here, help my Here. En die Here is getrou, en hy sal jou help, want hy help ons om al hoe meer en meer soos Jesus te lyk. Mag ons dan ook weggooi wat weggegooi moet word, en fight teen dit wat ons fokus probeer steel, die goed wat ons wil laat drift. Koning Hizkia het God eerste gesit. Hy het op die Here vertrou, maar hy het ook getrou gebly tot aan die einde toe. En ek dink is maklik om te sê, Here, ek vertrou U, en te vergeet om getrou te bly. Hier, die getrou bly is partykeer waar dit die effort is. Dis waar dit die vroeg opstaan is, dis waar dit die nee sê vir ander dinge is, dis waar die drift, dis waar die tolerate nie getolerate kan word nie. Mag ons vanoggend soos Hizkia net die Here vertrou en aanhou vertrou en aanhou getrou bly tot aan die einde toe. Vir die laaste week is daar hierdie woorde in my kop en ek wil dit met jou share. En weer eens, die Here praat meeste van die tyd met my in Engels. Ek weet nie hoekom nie. Julle kan dalk vir my bid daaroor, maar dis maar net, ek kan seker nou hierso sê, dit is die beter taal, of so iets, maar dan gaan daar 'n paar boere vir my kwaad wees. Maar, die Here praat baie keer in Engels met my, en hy sê vir my, you don't have to understand. You don't have to understand. I am above it all. Ek is bo dit alles. En ek is 'n ou wat daarvan hou om te verstaan. Ek wil weet hoe gaan dinge uitwerk. Ek wil weet A, B, C, D, E, F, G, al die pad tot by AA, B, C, weet. Maar die Here sê, you don't have to understand. Jy het nie nodig om die Here te verstaan, om alles te verstaan, om te sê, Here, ek vertrou U nie. Hy is bo dit alles. So ons kan sê, Here, ek vertrou U ongeag van my omstandighede, ongeag van of dit sin maak, ongeag van hoe ek voel, en ongeag van die gemors in my lewe, kies ek om U te vertrou. Ek sit U eerste in my lewe, want dis waar U hoort, punt. You are above it all. So Here, help my, om dan ontslae te raak van die gemors in my lewe, wat nie van U af is nie. En dis nie judgment nie, dis nie die Here wat sê, jy is so 'n slegte mens nie, dis eintlik die Here wat sê, kyk waar kan jy nog meer soos Jesus lyk.
Kyk waar kan jy groei, kyk wat is daar, kyk hierdie hoop, hierdie opgewondenheid, want my plan vir jou is om jou te kry om meer en meer soos Jesus te lyk. Hy is die pottebakker en ons is die klei is nie suppose om te verstaan wat die potterbakker mee besig is nie. Hy is besig. We don't have to understand it all because he is above it all. So mag ons weggooi wat ons moet weggooi. Mag ons klaar kry met dinge wat ons mee moet klaar kry, maar mag ons aanhou om getrou te wees in die klein dinge wat die Here van ons vra om te doen. En wat ook al dit is wat hy jou vra om te doen, wil ek jou vra om aan te hou om dit te doen. As dit is om vroeër op te staan, as dit is om, jy weet, die Heilige Gees praat met elkeen van julle, hy praat nie net met my nie, hy praat met jou, en iets in jou hart, terwyl ek gepraat het, het gesê, hier, moet aandag gee aan hierdie. Miskien is dit 'n bietjie meer geduld, miskien jy anders praat, miskien wat ook al dit is wat die Here in jou hart drop, wat die Heilige Gees vandag jou van convict, wil jy nie aanhou getrou bly, en nie soos die Israeliete maar net begin settle nie. Die hartseer van hierdie storie van Hizkia is, toe hy weg is, toe die volk maar net weer gedrift, want daar was nie iemand wat gesê het, ek gaan aanhou getrou bly, punt, klaar, soos Hizkia nie. Hulle het maar net weer gedoen, soos wat hulle altyd gedoen het. Maar mag dit nie ons storie wees nie. Mag ons in 2026 nie tolerate dit wat laas jaar miskien nog getolerate was nie. Mag ons staan vir wat reg is. Mag ons God eerste sit en mag ons aanhou om getrou te wees tot aan die einde toe.